Die donderdag voor die Here Jesus se kruisiging was 'n baie besige dag, waarop daar baie dinge gebeur het. Die Pasga is gevier om die uittog uit Egipte te vier. En as die Here Jesus saam met sy disippels aan tafel is, sê hy volgens Markus 14 vers 20, een van sy disippels sal hom verraai. Hy sê dis die een wat saam met hom sy brood in die skorrel steek. Dit het oor respek gegaan. Dit was doodgewoon ongemanierd om jou hand saam met iemand anders in 'n skorrel te steek. En dis wat Judas gedoen het. Hy het nie sy hand uit respek teruggetrek toe Jesus sy hand in die skorrel steek nie. Johannes 13 vers 26 tot 27 vertel ook dat die verraaier die een is vir wie Jesus 'n stukkie brood in die sous gesteke gegee het. As 'n gasheer in daardie tyd iemand van sy respek en agting wou verseker, het hy 'n stukkie brood in die sous gesteek en dit op die persoon se tong gesit. Judas kon hierdie daad van genade aan hom nie verkeerd verstaan het nie. Al was hy ongemanierd teenoor Jesus, het Jesus hom verseker dat hy hom nog net so lief het en ook aan hom genade wil bewys. Die Here Jesus het so saggies met Judas gewerk, dat die ander toe Judas uitloop nog nie geweet het, hy is die verraaier nie. Die Here Jesus het daardie donderdag aand genade en liefde bewys aan die een wat hom met 'n soen sou verraai. Hy het nie openlik vir almal gesê dat Judas hom sou verraai nie. Hoe reageer jy op daardie mense wat jou skade wil aandoen? Beskerm jy hulle? En hoe tree jy met liefde en genade teenoor hulle op?